En JP, ek wil graag hê jy moet vir my net weer mooi verduidelik. Die wanneer almal op gaan staan, as dan gaan almal mos weer terugkom. Nou, soos pa, ma, van julle almal wat klaar daar is in die paradys. Nou, gaan hulle weer terugkom aarde toe. kom ons kyk wat sê die Bybel. Wat sê die Bybel betreffende dit? Hy sê ons dat die nuwe stad gaan Kom ons kyk afkom. na die boek van Judas. Ek weet nie wat ook my eie Net een hoofstuk. Net voor Johannes. En hierdie is een van die halfbroers van Yeshua. Hy begin hierdie hoofstuk op 'n wyse, maar hy stuur in 'n ander rigting. Asof hy gedruk word deur Sê, Kadosh om duidelikheid oor 'n saak te bring. Lees van ons van vers 1. Luister mooi hoe begin hy en hoe stuur hy weg. Jehuda die diensknegt van Yeshua, die gesalfde een en broer van Jakob aan die ander nasies wat deur God die Vader as hulle Jakob is Jakobus. Ja. Yeshua lewe nou nie meer nie. Hoewel hy is nie meer op aarde nie. So hy word verwys. Jakobus is 'n halfbroer van Yeshua. Hy was die leier. Basies die hoof amptdraer in die nuwe of in die vroeë liggaam gemeente. Nie in die kerk nie. Hierdie gemeentes wat gestig is in Klein-Asië het nie bly staan nie as gevolg van die feit dat hulle in ongehoorsaamheid gestig is, maar nietemin. Hy is die halfbroer van Yeshua hierdie, jou broer volbroer van Jakobus. Jakob. as hulle vir wie ons lief is, geroep is en deur Yeshua die gesalfde een bewaar word, mag liefdevolle omgee, vrede, vreugde, gesondheid, voorspoed en vergenoegdheid en liefde vir julle vermenigvuldig word. Julle vir wie ons lief is, terwyl ek in alle erns oor die lewe wat ons deel skryf, is ek oortuig om julle deur my skrywe op te roep om ernstig te stry vir die vertroue wat eenmaal aan die afgesonderdes gegee is. Teen wat is dit, hierdie stryd? Valse leringe. Julle moet begin wakker word. Daar is 7 dodelike valse leringe in die wêreld vandag. Jehovah Getuies, Mormone, Sewende Dag Adventiste, Scientology, Judaism, Mormonism en Islam. Want mense waaroor lank gelede reeds geskryf is vir hierdie oordeel, het toegang verkry. Bose mense wat die onverdiende guns van ons God verdraai tot 'n verwerplikheid en hom wat die enigste meester God is en ons meester Yeshua die gesalfde een ontken. Ek wil julle egter herinner, soos julle reeds weet, dat God toe hy die volk uit Mitzrayim uitgehaal het, hulle wat nie vertrou het nie, daarna vernietig het. En die engele wat nie binne hulle oorspronklike autoriteitssfeer gebly het nie, maar hulle eie lewenswyse verlaat het,
vir die groot oordeelsdag in die onbekende duisternis met boeie vasgebind het. Net so Sodom, Amora en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hulle agter seksuele permissiwiteit en ander vleeslikhede aangeloop het, onder 'n demonstrasie van die straf van ewige vuur geplaas is, soos hulle skuldig bevind is tot 'n veroordeling. Net so hierdie wat in drome deur begeertes die vlees besmet en autoriteite verwerp en kwaad praat teen die gemanifesteerde teenwoordigheid. Maar toe Mikaja, die hoofengel met die teestander gepraat het oor die liggaam van Moshe, dis Moses, het hy geen oordeel van kwaad praat teen hom gebring nie, maar hy het gesê, Yahuwah bestraf jou. Hierdie mense praat egter kwaad teen alles wat hulle nie verstaan nie, en alles wat hulle soos redelose diere op natuurlike wyse verstaan, daardeur word hulle vernietig. Wie hulle wat op die pad van Kain gegaan het en agter die misleiding van Biliam met blydskap vergeld betower is en vernietig is in die rebellie van Korag. Dit is hulle wat te kere gaan by hulle feeste, terwyl hulle onrein is en hulle self voed sonder vrees. Waterlose wolke deur winde rondgedrywe, dooie bome sonder vrugte, wat 2 maal dood is, uitgetrek by die wortels, wilde golwe van die see wat hulle skandes wys deur hulle skuim, dwaalende sterre vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig gereserveer word. Hanok, die 7de geslag van Adam af, het ook teen hulle geprofeteer en gesê, let op, Yahuwah kom met 'n tallose menigte van sy afgesonderdes, om oordeel te vel oor almal en al die mense te straf, die wat boosheid gedoen het vir hulle dade en oor al die harde woorde wat die bose sondaars gesê het. Dit is hulle wat murmureer en kla oor alles terwyl hulle volgens hulle eie begeertes leef en met hulle mond skuld uitspreek en mense vlei terwille van voordeel. Maar julle, vir wie ons lief is, onthou die boodskappe wat vroeër verkondig is deur die afgevaardigdes van ons meester Yeshua, die gesalfde een, wat vir julle gesê het, in die laaste tyd sal daar spotters wees wat volgens hulle eie begeertes agter boosheid aangaan. Dit is hulle wat die natuurlike mens uitlig, want die gees is nie by hulle nie. Julle egter vir wie ons lief is, wees bemoedig in julle afgesonderde vertroue van bo af deur die gees wat afgesonderd is terwyl julle bid. Laat ons onsself in die liefde van God hou, terwyl ons uitkyk vir die aktiewe omgee van ons meester Yeshua, die gesalfde een, tot ons ewige lewe. En sommige van die wat in die vuur is, uitdruk. Wanneer hulle erken berou het en wegdraai, wys liefdevolle omgee aan hulle met respek, terwyl julle selfs die klere haat wat deur die sondige natuur bevlek is. Aan hom wat in staat is om ons te bewaar sonder oortreding en sonder ontering en ons in vreugde voor sy gemanifesteerde teenwoordigheid sonder vlek laat staan. Hy alleen is God, ons verlosser, deur Yeshua, die gesalfde een, ons meester. Aan hom kom die lofprysing, die danksegging en eer en die majesteit nou en tot in alle tye. Dit is waar. Wat het julle hier opgetel? Dit is 'n paar belangrike puntjies wat jou vra spesifiek. Wat het julle gehoor? Ek het gehoor daarso waar hulle wat reeds daar is, gaan saam met hom afkom. Tallose.
Tallose. menigte. Ja. Daar's 'n wanpersepsie in die kerk vandag. Dat die hel gaan baie voller wees as die koninkryk van Vader. As ek hierdie lees, kan ek dit nie sien nie. Hy praat hier van vergifnis, van hulle wat bekeer, waarlik berou. Die enigste manier, onthou daar's 'n belofte wat aan jou gemaak word. In die skrif. Ek kan nie nou vir jou sê presies waar dit is nie, maar as jy al die Bybel gelees het, sal jy dit weet. Dat vir jou onsalwe sal die in jou familie gered word. Al wanneer hulle nie gered kan word nie, as hulle doelbewus die gebooie breek. Met ander woorde, jy moet die Here jou God lief hê met alles wat jy is, alles wat jy het, jou hele siel. Maar dan praat hy van mammon op 'n ander plek. Mammon is nie geld nie. Mammon is jy en ek. Ja. Die liefde vir geld is dit wat mammon gee wat hy wil hê. Jy is besig om jouself te verafgod. Okay? Jy is nou 'n God voor jou. Hy sal dit nie duld nie. Jy mag geen ander gode voor sy aangesig hê nie. Nie jouself nie. Volgende een is die hou van die Sabbat. Ek besluit wanneer die Sabbat gaan. Jy besluit niks nie. Die een wat jou aan mekaar geweef het in die moederskoot, besluit vir jou want jy is dit. Amen. Verdomp stupid. Dis waar al hierdie vertraagde idees vandaan kom van ek kies wanneer die Sabbat. Daar's net een apostel wat gesê het die Sabbat is maar nou die en dis Paulus. Almal anders, Yeshua ingesluit, het die Sabbat gehou by die wet. Ander een is, as julle nie julle ouers eer nie, het julle eie vrye wil uit nie, kan jy nie gered word. Onthou, die gebooie is nie gidsie vir tips vir 'n beter lewe nie. Dit is wette wat jy sal nakom of jy sal vervolg word daarvoor. Jy sal gestraf word daarvoor, jy sal veroordeel word daarvoor. Jy sal hel toe gaan as jy dit nie hou nie. En as enige ou jou anders wil vertel, maar die genade, hy verstaan nie genade nie. Genade hang nie af van jou opinie van genade nie. Genade is daai bloed wat in die grond ingeval het. Vir jou, om jou los te koop en jou skoon te was. Maar as jy gaan op aanhou rondrol soos 'n vark, skoongewaste vark in modder, gaan jy vuil word. Jy gaan vuil bly. Jy gaan wees soos 'n hond wat sy eie kots gaan vreet. Die Bybel sê so. So ja, dit is so. Hulle kom saam met hom. In die ou vertaling dink hy sê 10.000 by 10.000. Kom saam met hom, volg. Saam met die leermagte. So dit is nie deel van die leer, hy sê saam met die leermagte. Dis mense wat reeds in die paradys afwagtend was. Vir dat dag. Okay. Volgende ene is, daar gaan hulle saam met ons op die aarde weer wees. Hulle gaan weer beproef word, is dit reg? Ja, en dit is nie, het julle gehoor wat jy sê? Ja, gaan weer beproef word. Daar gaan mense doodgaan in die 1000-jarige vrederyk, verstaan dit mooi. Al wat in die 1000-jarige vrederyk gaan plaasvind is, daar gaan mense sondig uit hulle vrye wil uit. Al is Satan vasgemaak, jy is nog blootgestel daar. Onthou, jy sondig nie omdat Satan jou maak sondig nie, hoor. Nee, jy sondig omdat jy wil. Omdat dit lekker is. Mense gaan sterf as gevolg. Daar gaan mense gebore word in daai tyd. Gaan lees boeke soos Jesegiel en jou groot profete boeke aangaande daai tyd. Gaan lees dit. Hoekom gaan jy beproef word in daai tyd?
En daarna, jy moet onthou, dis 1000 jaar presies. En dan word Satan losgelaat vir 'n kort tydjie, sê die Bybel. Ek weet nie hoe kort is God se kort tydjie nie. I don't know. Maar dan gaan die wat in die koninkryk was agter hom aanneek weer, agter Satan aan. En dan gaan daar daai wees. Luister mooi wat ek vir jou sê. Wat hom gevolg het, wat gaan wegdraai. Terug na die Messias toe. Dis genade. Jy het nie die reg om vir my te vertel genade is vir jou om te kies wanneer jy kan Sabbat hou of nie. Dit het niks met genade, jy Sondag moet wel lag. Ja. Daar's 'n prys daarvoor te betaal. Of jy daarvan hou of nie. Hierdie is genade. Na alles verby is. Nie daar's nou 'n wagkamer in die hemel soos wat die mormone jou vertel nie. Soos die tandarts se spreekkamer waar jy nou kan besluit ek gaan uit die tand trek of ek gaan hom nou maar los. Nee. Dit gebeur nie. Van hier af gaan jy hel toe of paradys toe. Nou. Met jy wederkoms word alles elke menslike DNA in die aarde staan op. Dit staan op. Jy kry veerlike liggame, né? Ja. Maar hoe kan ekskuus, het jy klaar gepraat? Hoe kan Dit hulle kan. dan weer Sondag toe? Want dit is die mens. Jy sien die mens voor die val. Met hulle IQ van 2, 3, 4, 5000, 6000 was maar vertraag. Want hier kom Satan in 'n slang. Adam lê daar. Hierdie ding begin sy vrou op te chat. Hy doen niks, hy lê en luister. Hy hoor hierdie ding vertel sy vrou hulle gaan weer soos gode. Hulle gaan alles weer. Man, is daar 'n ding wat hy nou wragtig nie geweet het nie. Hy het elke middag het hy saam met sy skepper in die tuin gewandel in die koel briesie van die middag. Hy kon hom gevra. Wat gaan hier aan? Hoekom dit? Hoe dat? Wat is die formule van die? Maar hy wil soos God wees. En toe klap sy dopie. Toe val die toppie. Dis mens. Behalwe waar jy na daai 1000 jaar voor die groot wit troon oordeel, die finale skeiding van bokke en skape, want onthou dit is nie waar dit begin nie. Dit begin hier. As 'n plek in jou Bybel wat sê die koninkryk van die hemel het naby gekom. En dit is hier. Waarvan praat hy? Jy belê hierso in jou toekoms. Jy belê hierso in jou toekoms. Geen van jou valshede kan jy wegsteek nie. Jy kan nie daarvan wegdraai. Net so. Dis al. Kan ek nou nog 'n vraag vra? Ja. So hulle wat nou weer afkom. Gaan hulle weer saam met ons herenig? Elkeen saam met sy geliefdes en familie herenig of hoe? Daar gaan die wees wat in die stad is. Daar gaan die wees wat buite die stad is. En dan gaan daar die wees wat in slawerny is. Dis wanneer Jerusalem gesak het. Gesak. Verstaan julle dit? No, not really. So, when we die, those that are found righteous go to the paradise. Ja. This happening here, is that the coming back? No. That which is in Judas Yes, or Jude. in Jude. He's talking about the coming back. The second coming. Okay, the second coming is. So when he comes back with those that have died and who are in paradise.
those that are still alive, where are they? We will meet him in the We will sky. meet him in the air. In the air. So Ja. we're not here on earth. No. Dit is, hulle gaan So we're going to meet him in. So how will we get judged if we are? The judgment is only after the 1,000 years. Remember, Yeah. your reward is not spoken of up until the great throne, white throne judgment. That's what I'm saying. This is confusing me now, because it's saying to me that hy kom met 'n taallose menigte van sy afgesonderings. So those that are on earth, where are we now? Where are we with him? Are we part of those afgesonderers? Yes, Okay, then we are coming to but earth. there is still the purification is not complete. So the next chapter is talking about that purification then. Yeah. So when we come back, then he's going to judge even those that have met him in heaven and even those that have died before. Doesn't it? In the word. Are you talking about the 1,000 years? No, I don't know what I'm talking about now. Now I'm confused when I'm reading it now. I thought I understood it, and now that if I do understand. How did you understand? No, I don't know now. I'm really confused. We're going to meet him. In the air. in Why? the air, Why? so that we can come back to Because earth he again. comes down and he accomplishes utter destruction. He puts his foot down on the Mount of Olives Yeah. and the earth rips open. Yes. And those. Jerusalem is destroyed. Yes. Okay. Then those that are in. When we go to meet him, the sinner goes to hell. Or Yeah. where? They In the second coming. yes. Second coming. Okay, all right. And then he comes down, the whole earth is split apart. Yeah. Then what happens after that? Well, destruction has taken place now. Yeah. Now New Jerusalem. Then that comes down. Yeah, Okay. And then those that have come with him are there. are there. Some of them inside the city, Yes, and some outside of the the city. the chosen people, the uitverkore volk, and some outside, but not in a bad place. Yeah. As we understand paradise now, in a likewise manner. They've made it, but And they're then- not in the Yeah, like the City. Holy of Holies. and then Yeah. the rest is on the far outside, Yeah. as in slavery. So does the judgment come after that, or does it come before that? It comes after. after. After that. Ja, dat is Okay. the Remember, last. we last. rule with Yeshua for 1,000 years. And during that 1,000 years, like you said now, sin can still happen. Yeah. And then there'll be the judgments. And then it will be final. Okay. All right. It's clear in my mind now. It's 1,000 years. Then he gets released for a short while. Yeah. And then he launches a war against God, which is obviously unsuccessful. Yeah. That is the Gog and Magog. That is the real Armageddon. Okay. People think Armageddon is now. If that was the case, then at least 40% of all prophecy in Scripture is false. So when we go to meeting in heaven, we get glorified bodies. Change in a moment. Yeah, and the other When we come back, stood up we before us. come back in those glorified bodies. Yes. Like you said now. Yes. So we will be. Perfect, yeah. Remember, we we've will be sinned. perfect. Yeah, We understand sin. Yeah. We understand sin. And what age do you come back? Do you go? I believe if I read it correctly, you come back in the best condition you've ever been. At the peak of your existence on this planet, you come back as that. Maybe better, but not worse.
We're not going to be fat in heaven. So met ander woorde, as jy nou gebruiklik was en jy het nou kan ek sê been nou verloor en dan kom jy moet al twee jou bene aardig doen. Ja. Ja, Yeshua is half sarkasties wanneer hy sê as jou regterhand jou pla, kap hom af. Dis reg. Want het jy vir ons stel met 'n plan nie, want het jy al gehoor, in a perfect world, that will be a perfect world. Almal gaan gesond wees tot op 'n ouderdom toe en dan van hulle sal afsterwe natuurlik, maar na dese is jy perfek. Jy is perfek. Al wat bo jou is dan. Luister baie mooi wat ek sê hier. En ek gaan dit nou vir julle uit die woord uit bewys. Al wat bo jou is God. Yahweh, Yeshua en Kadosh Ruach. Dis al wat bokant jou is. Die psalmdigter sê, ons is nou weinig minder geskep as die engele. Nou. Ons was oorspronklik hoër as hulle geskep. Dis hoekom jy engele gaan oordeel in jou tyd. As jy aan die regterkant van die fens is natuurlik, né? Ja, en die engele is ook werkers, hulle is Die engele is benede jou dan. En ek praat dan van enige hemelse wese behalwe Vader, Seun en Heilige Gees. Is benede jou. Serafs, gerubs, boodskappers, noem dit wat jy wil. So, as ek kan sê is, ja, soos wat miracles plaasvind op die aarde, daar's miracles happen, daai gaan miracles wees. Absolutely miracles. Kom ek verduidelik gou vir julle, nie verduidelik vir julle, ek wil gou vir julle iets skets. Mense sê dit is 'n sonde om veras te word. Jy kry nêrens konkrete skrif daarvoor nie, nommer 1. En ek daag enige een uit om my aan te vat daaroor. Selfs die wat inskakel en kyk. My nommer is 072 411 5864. Kom. Wys my waar sê dit dat verrassing is 'n sonde en God verdra dit nie. Dit gaan vir my 'n groter wonderwerk wees om te sien hoe daai ou by mekaar kom as wat 'n ou uit 'n graf uit opstaan. So hier antwoord ek jou vraag ook nou. Waar kom jy, wat dink jy word van 'n been met hulle afgehaal? Nou ek gaan julle nou aan 'n kans gee. Die wat veras is, Ek kry van 'n nuwe been. broer, luister mooi vir my. Ek weet nie, dit wil ek sien. Ja, dis Daai stof moet iewers van oorals vandaan. oral by mekaar kom. Dis hoekom hierdie wêreld 'n chaos gaan wees in daai oomblik. Ja, hulle gaan. Alles moet by mekaar kom wat nou verbrand is. En in 'n nuwe plek. Ek dink dis 'n wonderwerk, nie 'n sonde nie. Wat nou, maar die Bybel sê ook vir ons van stof is jy gemaak en stof sal jy terugkeer. So stof was niks gewees en Weet jy wat? dis wat vir my sin maak. Dis die hedendaagse kerkkultuur se grootste fout. Hulle probeer God analiseer en diagnoseer. Ja. Jy kan nie. As hy vir jou gesê het jy is gered, die wat volhard tot die einde toe sal gered word. Ja. Weet jy baie van hulle het volhard tot die einde toe terwyl hulle verbrand word. Nou kom hy uit daar by die hek en hulle sê sorry, die plek vir jou nie. Ja, daar's baie van hulle wat What a verbrand downer, word. what a anticlimax. Mense wat in die see beland en hulle word in stukke uitmekaar uitgetrek en opgevreet en Ja, Nee, nou kom jy by die hek. Daar by die parelpoort. Nee, jy is bietjie donk jou tennis te hê. dis ook so. Jy moet verder gaan brand. Is dit 'n regverdige Vader, 'n liefdevolle? Nee man. Jy tot die bittere einde toe volhard.
Weet jy wat gaan jy hoor? Mooi so my goeie en getroue diensknegt. Kom rus. Amen. Kom check wat het ek vir jou hierso. So met ander woorde, mense wat nou skroewe en goed in hulle bene het, soos jy. Jy gaan nie met spes nie. Gaan dit nie. Nee, ek los die CV joint hier. My man het 'n heup gebreek. En hy het nou Ek het penne in my voet. ja. Ek het 'n pen in die been en hierdie pen is nou uit. Hy lê daar in my kantoor, maar hier's 'n nuwe CV. Ek het 'n plaat in my kop. Ek het skroewe en plate in hierdie skouer. So met ander woorde, jy sal dit nie meer hê nie. Nee, ek gaan vir dit wegvlieg. We will have Daar's nie metal daar's heavy metal detectors voordat jy daar ingaan. Ek gaan nie. Daai goed bly daar. Jackie, we will have babies that have been aborted and babies that miscarried. Oster. That will be there. Yes. I believe Fully made. Fully I made. believe, and I could be wrong. This is just my thoughts about my father, about his character. Daai kindertjies bly so wat hulle is. Totdat hulle met die mamma herenig word en sy word die kans gegee om hulle groot te maak. Die van ons vader. Ek kan verkeerd wees, maar ek kan reg wees. Ja. Jy sien, my vader het altyd goeie hoop en goeie gedagtes aangaande my. Ek weet nie van jou nie. Nee. En as jy dit dan van my kan, dan gaan ek meer hê van jou. Want ek het goed aangevang dat jy nie eens wil aandink. Ek wil net weer ietsie hoor nou. Ons kom nou gepraat van die 10 gebooies. Nou, as jy nou nie al 10 daai gebooies mos nou nakom, sal jy mos nie die koninkryk van God ingaan nie. So, As jy dit moet willig nie nakom nie. Okay, As maar jy nou vandag besluit, ek skryf nou my pa. Ek gaan nooit meer met hom praat. Maar nou wil ek vir ander mense gaan vertel, jong, die Here is so goed, jy besig nommer 1 om 'n gebod vrywillig te breek. Of jy dit weet of nie, jou getuienis aangaande God se goedheid is die uiteindelike gebruik van sy naam, want jy gehoorsaam hom nie. maar my vraag eintlik aan hom JP, voor ek nou al die dinge geweet het, ek het nou onlangs eens baie dinge uitgevind, was ek maar, en ek kon nie gesê het jammer vir my ma nie, so ek was nie 100% met haar nie, so op 'n manier voel ek skuldig, ek was nie Weet jy wat? respekteer, Weet jy wat? maar ek kon nie vir haar vra Die mees kosbaarste bloed van alles wat bestaan is gestort sodat om jou te vergewe daarvan. Jy mag jouself nie daarvoor veroordeel nie. Ja. As jy vergifnis gevra het, is dit verby. Kan ek nog gou net Shannon het ook 'n vraag. Maar doen al gimnastiek daar agter. Ek wil net pastoor iets in die woord gepraat. Ek wil dis in die skrif. Ek het die ou Bybel. Matteus 24 vers 13. Hulle sê maar wie volhard tot die einde toe sal gered word. Dit staan ek dink 4 keer in die evangelie. Ja, en ek is nie seker nie, maar ek ken nie eens iets vers. Jan. Okay. Shannon vra jy 'n vraag en ons wil ek gou vir JC iets met hom deel. Mag ek dit in Engels vra asseblief, pastoor? Hè? Ja, net jou byval. Okay, parents vandag. Kan ek dit in Engels vra asseblief sodat ek dit reg het? Okay, you spoke, if we rewind a little bit, you spoke earlier of Yeshua's half-brother. What I want to know is exactly who was the mother and who was the father of Mary and Yeshua's. Joseph Joseph. of the brothers. But Yeshua didn't have an earthly father. Ja. The Spirit of God came over Miriam and she Miriam, ja. conceived Ja. immaculately. Okay, That's why they're Half brothers. Gabriel answered that for me, but I needed to make sure. Okay, thanks. Pleasure.
Good job, boy. Good job met die mistake vir hom seker te maak. Hy. Nergens in daai woord vergewe en vergeet nie. Nergens in daai skrif staan daar vergewe en vergeet nie. Vryspreek, né? Vryspreek, vergewe is dieselfde ding. Maar daar staan nergens vergeet nie. Kan nie vergeet nie. Ek vergewe jou, maar ek hoef jou nie te vertrou nie. Want ek weet wie jy is. Ek weet waartoe jy in staat is. En dit is die deel van die parool waarop jy is, die oomblik wanneer jy tot bekering kom. Jy word vergewe. Daai straf word teruggetrek op 'n voorwaarde. Jy moet my lief hê met alles wat jy het. En as jy dit breek, dan slaan 2 straffe jou. En dis hoekom die verskil tussen 'n ware wedergebore mens en 'n nie wedergebore mens is die. Die een word 1 keer gebore en sterf 2 keer. Die ander word 2 keer gebore en sterf 1 keer. Die regverdige word 2 keer gebore en sterf 1 keer. Die ander een kry dubbel vonnis. Sterf 4 dae. Maak dit sin? Ja. Pastoor het Sondag gepreek oor van die hof en dan die vonnis en dan die parool. Dis wat u van Yes. So, jy weet, as iemand jou leed aangedoen, vergewe. Moenie met daai dinge rondloop, jy gaan vrek van jou leed. Vergewe. Moenie gaan meng nie. Ek sê nie gaan meng en nou is die beste braas nie. Maar as ek weer met die Jan praat, dan is Ricardo pak swaar. Dis nie reg nie. Hierdie vergewe en vergeet is 'n kopjart pleit van 'n paluka wat jou weer gaan nok. Ek sê altyd vir my vrou, you bite me once, shame on you. You bite me twice, shame on me. Ek weet wie jy is. Ek weet wat jy doen en wat jy in staat is. Ek wil net graag weet, pastoor het 'n aanklaag van die nuwe Jerusalem van Alder Toekoning. So daar gaan die Ja, dis die bereid. ja. En dan kry jy mos nou ek praat van die Job-wyke waarvan u praat van slawerny. Verduidelik vir my so 'n bietjie daarvan asseblief. Die buitewyke. Ja, buitewyk nou Buite as is slawerny is en dan Kyk, daar daar gaan die wees en die Bybel praat daarvan. ja, Van mense wat nou ja. in die hel is en dan gaan wees wat om in plek hulle hartverandering. Hulle bly om vloek, hulle bly om taart. En dit gaan nie in die hel, dit is op aarde ook so. Ja. Dis op aarde ook so. Mense wat ongered is of onbekeerd is en hulle verloor hulle baie. Atheïs, is dit nie? Ateïs. Atheïs, ja. Die eerste ou wie hy blameer is vir God, maar hy glo nie in God nie. Nou hoe kry jy dit reg? Ja. Dis stupid. Hè? Dis blind. Daar's nie 'n God nie want jy kan hom nie sien. Het jy 'n brein? Het jy 'n brein? Kan jy hom sien? Nee. Nou kan jy hom sien te brein. Want ek weet hy's daar. Nou maar wat is die argument met die Vader? Jou brein jag net aan. Sy brein maak net reg en doen wonderwerke en kom nou man, magtig. JP, Ja. daar nou so praat van die hel. Die mense wat in die hel is, né? Gaan hulle ook afkom, hoe hulle bly mos waar hulle gaan wees.
Nee, kom. Hulle is in die glo ek in die daai waarvan hy praat in die grotte en goed, dit is 'n afgesonderde plek. Waar hulle gaan wees. Afgesonderd, weg van God af. En in so 'n plek, wie van julle het al in gevoel hier in so 'n plek? Weg van God af. Waar is hy? Hoe hoor jy my? Ek het al 'n paar keer so gevoel. Waar is die plek van afwagting, die hel? Waar is hy? Ek wil ook nou daai vraag vra, is dit nie onder die Onder die aarde. aardbol? Onder die aarde. Nee, die aardbol nie, maar onder? Onder die aarde. Hy praat van in die buik van die aarde. Ja. Gaan hulle weer tot bekering, van hulle tot bekering gaan kom. Hulle kan. Kan hulle? Hulle Hulle die kan. gelees. Hulle kan. Sommige wat van die wat in die vuur is uitgeruk. Okay. Dit staan daar in die skrif. Wow. Geen in daai skrif dat dit hulle seker is of wat. Okay. Want as die mense nie hou, is hulle nie mos nie meer. Hy sê en sommige van Nou die die hel is nie die finale plek nie. Net soos wat die paradys nie die finale plek is. ja. Okay. En sommige van die wat in die vuur is uitgeruk, wanneer hulle erken, berou en het weggedraai, wys liefdevolle omgee aan hulle met respek, terwyl julle selfs die klere haat wat deur die sondige natuur bevlek is. Dit is in Judas 1 vers 22 en 23. Dis genade. Ja. Moenie my jou wat die definisie gee van genade. Nou, waar gaan hy, wat nou hier as van praat het, wat die uitgeruk word van die vuur, waar gaan hulle dan heen? Kyk, aan die einde van hierdie duisende jaar Ja, word hy losgelaat vir 'n kort rukkie. okay. Dan gaan die wat in plekke van prestige was, selfs die wat moontlik in die stad was, agter hom aangaan. En dan gaan daar ander wees van daai wat weet wie hy is. Wow. Ouens is, kom ons gou kyk, in ons moderne eeu, Alistair Crowley, Anton LaVey, Charles Manson, sulke warped goed. Wat gaan die? Ek ken die pad, ek gaan nie saam met hom nie. Al maak ek net die vloer skoon, julle. Ek wil nie saam met hy. Net soos wat die wat daar gesit het, sê, wag 'n bietjie. Die ou Trots. het dit. Ja. Die ou die antwoord. Die kan ek raak soos God. Man, hey. Kap by hom. Maar dit was sê, die wat in die paradys, of wanneer die stad was, gaan hoogmoedig word. Hoogmoed is die oorspronklike sonde. Ja, die eerste. Voordat daar enige sonde was. Ja. En dan wat, So in 'n perfect world en dan, kan dit gebeur. die wat in die hel, wat uitgeruk word van die vuur, is nederig. Is dit nou reg? Ja, hulle het niks. Hulle het niks, hulle het geen hoop. Maar Geen niks. die wat nou uitgeruk, ek praat oor hulle. Ja, Okay. dis hoekom hulle uitgeruk word. Want nie teenstaande die feit dat hulle weet wat se krag hierdie wese hulle kan gee. Vir 'n kort rukkie. Hulle wil dit nie hê nie, want hulle weet wie hy is. Hulle weet wie hy is. Hulle weet waartoe hy in staat is, wat hy kan doen en wat hy nie kan doen. Okay. So daar's hoop. Dus door om weer terug te keer naar die DNA wat ons nou net gepraat het van. Sê nou, 'n persoon maak nou nie saak wie dit is nie. En hy lewe volgens die wil van die Heilige Vader. Right, nou gebeur dit nou so, soos wat nou onlangs gebeur het. Hy is in 'n vloedwater en hy word deur 'n krokodil halfpad opgevreet en die res van sy liggaam word gevind. Ja, So met ander woorde, daai gaan ook nou weer terugkom na hom. Ja, maar dit kom by mekaar. Samuel, ek het nie die formule vir jou. Nee, Ek het nie vir die verduidelik gekry nie, maar ek kan jou die sê. Daai ou gaan by mekaar kom perfek.
in 'n oomblik. Dit gaan 'n helse ontploffing wees, want dit gaan vinnig wees. Net koes. Hè? Nie koes. Net koes. Jy gaan so lyk ek, hè? Ek kan dit nie. Hy gaan sien hoe lyk jy. Ja, Die oë gaan sê jy. reg wees. JP, as die nuwe Jerusalem ons afkom, dan gaan die aarde mos klaar net oorgemaak wees of nie. Klaar? Klaar oorgemaak wees, reggemaak wees, want hy sê nuwe hemel, nuwe aarde. So wanneer die nuwe Jerusalem afkom, gaan alles, kyk hy praat mos vir al die elemente gaan smelt. So dit gaan wees, alles gaan klaar gesmelt wees en dan oorgedoen wees en dan sal hy die stad afkom of Die nie. elemente smelt nie noodwendig, en dit is hier is waar die wanpersepsie kom. Nou, hier wil ek julle moet saamgesels, maar Ja. my logiese verstand sê vir my, dat wanneer hy kom en sy voet op hy berg neersit, en oordeel oor die Edomitiese volke in Israel vandag, uitoefen. Dit is nie 'n element wat smelt nie, dit is 'n bergwoord. Daai ding gaan wees na die tyd. Onthou, daar gaan 'n vermoë wees om te sondig in die 1000 jaar, né? Is dit 'n perfekte wêreld? Nee. Ek glo daai reiniging kom na die 1000 jaar. Ja. Wanneer Satan vir hom weer volgelinge bymekaar gemaak het en hy weer teen God die Vader wil optrek en teen sy seun, die koning, wil optrek en oorlog voer. En dan kom daai asem, daai vuur. Ek sê mond uit wat hulle sal verdelg. Dan die groot wit troon oordeel waarby die valse profeet en die draak en die anti-kris lewendig in die poel van vuur, fisies soos jy nou is, ingegooi word. Dit staan in die Bybel. Ja. Maar jy sien, ons wil vir die Vader 'n tydrooster gee uitwerk, soos in die skool, onthou julle? Eerste periode, tweede periode. Hy is nie 'n leerling, hy is die hoof. Jy gaan op vakansie wanneer hy besluit. Of jy sê detensie as hy besluit. Ja, simpel. Simpel. As ons nie weet van 'n ding, dan weet ons nie van hom nie. Maar daar's niks daarmee fout om te gaan lees oor hom, te bepeins daaroor en my daarop toe te lê om soveel as moontlik van dit te kan verstaan. Kan ek? Ja, wat hy sê. Meester, hoekom vertel jy hierdie mense die stories, maar jy praat reguit met ons? Sê vir julle is gegee om al die geheime van die hemel te ken. Maar hulle is pelukas, hulle verstaan nie. Hulle kyk, maar hulle sien nie. Hulle hoor, maar hulle luister nie. Daar is inteendeel 'n plek, ek kan nie nou onthou waar dit is nie, waar hy sê, jong, hierdie ding moet gou gebeur, laat hulle nie bekeer word nie. Want ek soek hulle nie in my koninkryk. Ja, dit staan so. Kan jy dit glo? Hè? Maar ons wil almal vertel, God is so good, met my kruis op my T-shirt en my sigaret in my vinger. Nee man, Tattoo. jy vertraag. Nadat jy die waarheid gehoor het, gaan tattoo jy jouself dat jy lyk soos 'n ou wat deur 'n nat koerant hy al sy shot weg. Jy's vertraag man. Dis hoekom jy so baie praat. By ons jy ou wat baie praat is 'n dwaas. Die Bybel sê so, as jy baie praat, is jy stupid. Jy ken nie die karakter van die God wat jy sê jy dien nie. Jy het nodig om daartoe te streef. Dis hoekom ons moet lees en nie vir jou vertel oor ek dink dit en dat en dat.
As dit nie in die Bybel is, is dit nie Bybel nie, né? Dis nie skrif. Ek kan dink wat ek wil. Kan nie sê wat ek wil. Wat ons wel kan doen is, ons kan opinies lig omtrent sy goedheid en grootheid en in ons vertraagde verstand probeer om die eer gee wat ons kan nie, maar ons try. Maar om daarvan doktrine te gaan maak, lering te gaan maak, soos wat baie vandag doen. En dan sê hulle vir julle, dit staan in die Bybel en sê ons, Amen of Amen. Want ons weet nie wat daar staan nie, maar ons dink ons is slim. Kan julle nou dink wat ek nou wou gesê? My vraag, ek het nou die versie uitgehaal uit die, wat ek kan hom weer lees, nou wat dis die vraag wat ek wil weet. Yes. Ek dink nou daaraan, Pepijn die skrif, soos u sê. Ja, dan sê, Mattheus 24 vers 13, maar wie volhard tot die einde toe sal gered word. Nou, my vraag is, die versie wat ek onthaal het, is dit geldig van die aarde of tot die einde van 1000 jaar? Wanneer is die einde? Wanneer begin die ewigheid? Regtig. Daar die groot wit oordeel. Daar sê. Jy moet totdat jy voor daai troon staan. Volhard. Wat is die antwoord? Wat is die Regdeur tot Tot die by die groot wit troon oordeel. groot wit troon tot oordeel. die einde van die 1000 jaar? Ja. Dis die einde van tyd. Ja. Dan begin ewigheid. Man, dankie. Dankie. Dan begin ewigheid. Wanneer die finale skeiding tussen die bokke en die skape gemaak is. Ja, okay. Dit wil sê die Bybel leer mense eintlik van aarde af om regdeur Te volhard. pys en te leer ken as jy kan die hulp van Yeshua, die Gees en die Vader. Maar nou, as jy met nou al dit alreeds binne jou verstand hê tot die einde van 1000 jaar tot die ewigheid gaan begin. Is dit reg? Ja. Nou reg so. Yes. Okay. En daarna. En daarna. Kom ek deel gou iets fenomenaals met julle. Ek weet nie of julle daaroor gedink het nie. Nou sal jy my vra, maar wat is daar nou weer 'n engel val? Dit gaan nie gebeur nie. Die eerste keer toe dit gebeur, toe het niemand nog ooit die woede van die heilige God ervaar nie. En toe dit gebeur, toe daai perd sy nek wil rek daar en hom windgat hou, toe tref hy die aarde soos 'n bliksem. En dit is hoekom hierdie aarde verdelg was. Dis hoekom die Bybel vir jou sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskape en die aarde was woes en leeg. Daai perd het hierdie plek geslag 'n snotshot. En ek weet nie hoe lank het hy niks gehad om te doen. Hulle het gesien wat met hom gebeur. Maar toe het daar 200 in die dae van Jared in Genesis 4. Genesis 5, Genesis 4, 5. Dit is Genesis 4 vers 6. Het hulle afgekom en hulle het droog gemaak. En daar's verskriklike oordeel oor hulle uit gegee. Julle kan dit gaan lees in Jubilees of in Jared. Die literatuur is daar. So die engele wat vandag by Vader is, ken sy karakter. Hulle ken sy liefde, sy goedheid, sy guns, maar hulle ken sy verskriklike wraak teenoor dit wat sy rug teen hom draai. Skus, dit is baie interessant. Die 1000 jaar wat ons nou in is, nie? Jy het gesê, weinig, ons gaan oor die engele. Dit wil sê, dit kan
ek kan verkeerd wees, ek wil net ek wil weet. Is die ene van die duister of die ene van die Beide. lig? Beide. Beide. Want ek moet nou versaal. Beide sal die onderdane wees. Oh, okay. Baie dankie. Okay. Nou, versaal my. Nog iets iemand? Almal happy? Almal klaar? Ja, dankie. Katerina kom voor ons.